Daar sê julle welkom hierso. Ons het mekaar aan mekaar voorgestel, soos al bietjie oor tyd. Die ander wat dit nie kan bywoon nie, ons neem dit vir julle nou op en ons stuur dit vir julle. Ek het van Lafras wat nou ook nie kan bywoon nie, het ek 'n sommetjie gekry en ek gaan dit net gou doen en dan gaan ek vir Majo oorgee. Sy is die een wat die slim ene is in hierdie goede. So ek gooi net gou vir julle Lafras se sommetjies. Okay, Marlies, ek en jy het nou die laaste gewerk, so ek en jy is op die beste vriendskaplike voet en daar kan nou nie maklike vyandskap tussen ons ontstaan nie. So ek gaan nou vir jou vra om vir my hierdie ene te doen. Ek gaan nou maak asof jy 'n kind is wat nou leer van 'n bridge map en nou nog hierdie ding vereenvoudig ook. Ek gaan nou 'n bridge map trek en ek gaan jou die bridge map so trek dat die bridge map self vir jou 'n scaffold is en ek wil nou hê en ek gaan jou nog 'n scaffold gee. Ek gaan hierso 'n lyn trek. En ek gaan hierso skryf is gelyk aan. En nou moet jy vir my vertel, hoe kan ons daai ding uitpak op 'n bridge map en ek gaan jou nog eers 'n bietjie help. Kom ons los net eers hierdie ene uit. Want ons moet 'n bietjie voetwerk met hom doen. Praat met my, Marlies. Kas ek sou sê, omdat ek 3 reguit lyntjies by jou bridge map sien, sou ek op die eerste reguit streepie geskryf het 3x² minus 2x². Okay, nou gaan ek vir jou sê. So ek kan nie dit doen nie. Nee, jy kan dit doen. Ek gaan jou so sê, ek gaan vir jou so sê, wat sou jy sê, en dis hoe met die kinders werk, onthou nou my kaart game. Ek wil jou op die maklikste manier op 'n plek kry, want as ons die joude gaan doen, gaan ons presies daai een oorskryf, kan jy sien? Ja. Okay, goed. So kom ons maak so, maar vergeet nou eers daai ander ene. Sê nou maar ek skryf hierso minus 2x². Kan jy nou met my praat? Reg. Dan bo die volgende lyntjie minus 2x en onder hom minus 3x. Gaan aan. En dan is daar nog 'n minus 4x, Kas. Ek het hom vergeet. Okay, goed, kan ek kom hierso, ek het hom vergeet, ek het nie raak gesien nie. Dankie, kan ek kom hierso skryf? Yes. Okay, en so dan wat op die gaan ek met volgende die 5x doen? Vir hom ook net onder die minus 2x² skryf. Sy, okay. Minus, ek sien daar sy kwadraat, minus 5x². Ja, gaan aan. En by die laaste een plus 2 bo die lyntjie en plus 3 onder die lyntjie. Plus 2, nou gaan ek vir jou so as 'n leerder vra, waar wil jy begin of met die antwoorde gooi? Nou ek gaan nie om nie, jy kan die middelste klomp by mekaar tel, jy kan regtig enigiets by mekaar tel. Ek gaan plus 2 en plus 3 by mekaar sit. Right, dan kry ons dit, dan gee dit vir ons hoeveel? Plus 5. Ja. Dan sal ek die middelstene doen, omdat almal se tekens dieselfde is. Okay. En dit gee vir ons minus 9x. Ja. En dan sal ek die eerste ene doen, wat die tekens verskillend is, en dan gee dit vir ons minus 4x². Minus 4x². Nou kan jy sien wat hier uitgekom het. Marlies, gee jy nou vir my gou-gou die reëls wat ons hierso, wat jy nou self ontdek het, wat jy gewoonlik vir die kinders leer. So ek gaan nou vir jou sê, so wat is die reëls hierso, Marlies, wat jy hierso gebruik het of ontdek het? Gooi vir my, Marlies. Dat jy net gelyksoortige terme kan optel. Okay, so wat het jy gedoen? Jy het hulle, dis eintlik 'n maklike reël. Jy vat die gelyksoortiges, jy sit hulle by mekaar en jy vat daai en jy tel dit op daar sy. Okay, goed, kom ons doen nog eenetjie, dan gaan ek vir Majo oorgee. Ekskuus, het ek nou daai hierdie ene gedoen, 3x. Okay, hier is die eerste ene. Okay, goed, wie wil nou met my saamwerk? Nominate jouself net asseblief. Kas, dis dieselfde som hoor. Daai een is net klaar georden gewees. Kan jy sien, dit is wat hulle nou gedoen het. Okay, goed, ek het gedog as meer as een som. Okay, goed, maar kan jy sê, dan nie verder nie. Eers Marlies gooi.
Op daai ene wil ek nou vra, soos wat die probleem aanvanklik gegee is, sal jy die bridge map dadelik van hom af doen of moet hulle eers hulle terme gelyksoortiges bymekaar sit? Nee, jy gebruik die bridge map sodat hulle gelyksoortig is by mekaar. Onthou net Thank mooi, you, thank maar you, Lies, thank ek het nooit vir jou gesê wat jy moet doen nie. Kan jy onthou? Marlies? Ja, maar ek sien jy die tweede ene klaar gegee waar die gelyksoortige terme bymekaar geskryf was. Okay, ekskuus, ek het dan dan moet ek na die eerste ene toe gaan. Jammer, ek het dan nou ek sien wat het ek nou hier dom gedoen. Alright, Ja, okay, daai goed. ene was nie georden nie. Okay, alright, okay. Goed, kom ek vat hom nou van Kas, voor. kan ek vir jou 'n ander som gee? Ja, gee gou vir my ander ene. Ek gaan nou 'n nuwe skoon bladsy toe en gee vir jou 'n nuwe som. Okay. Goed, gooi. 14a tot die mag 3 minus 21a kwadraat plus 7a minus 6a tot die mag 2 plus 9a minus 3. Daar sê, okay. Goed, ek aanvaar jy is op dieselfde oningeligte stadium as wat jy net nou was. Hallo, Anne-Marie. Okay, goed. So ek gaan nou vir jou sê, en onthou jy mag nou foute maak, né? So ek moet nou een stapie terug gaan met jou. Okay. Goed, hy gaan ook net 3 hê, né? As ek reg. Okay. Goed, so ek gaan vir jou so sê, alles wat jy hierso sien moet op 3 platforms kom, Marlies, en ek gaan vir jou net nou vra, hoekom op 3 platforms wil maar kom in? Is dit nie 4 nie? 1, 2, 3, Dis 2. 4. Ja, jy's reg. Dankie. Okay, right, gooi Kas, Marlies. ek wil nou juist vra, onthou ek het nou nog nooit in my lewe met die kinders gewerk met 'n bridge map nie. Vra Okay. ek vir hulle hoeveel reguit lyntjies daar gaan wees en moet hulle dit self ontdek? Hulle moet dit self ontdek. Ek wil net gou vir jou iets sê wat ek nie in ons kursus gesê het nie, né? Onthou die tree map is in jou brein klaar. Ek gaan jou wys, so as jy in Kas se huis instap, né? Dan sien jy daar, okay, hy het 'n sitkamer, hy het 'n eetkamer en hy het 'n slaapkamer en hy het 'n kwai lang gang en wat het ek nou uitgelos, 'n badkamer, okay? Goed, dan gaan jy en jy gaan in my slaapkamer in, dan sien jy hierso, het ek 'n queen size bed, okay? Wat was hierdie gewees? Eetkamer. Dis 'n eetkamer. Okay, goed, dan skryf jy daar eetkamer in jou brein, dan sien jy Kas het 'n ronde tafel. Dan gaan jy in my slaap, ek het nou 2 sitkamer in, dan sien jy ek het net poewe in my sitkamer. Dis al wat ek daar het. Okay, en in my gang het ek geen wat noem jy dit nou, portrette nie, né? Okay, en in my badkamer het ek net 'n stort, né, en 'n wasbak en 'n toilet. Okay, nou gaan ek vir jou sê, Marlies, as jy een keer in my huis gestap het en jy stap daar uit en ek loop jou 10 jaar daarna raak, dan gaan ek vir jou vra, kan jy my huis onthou? Sê ja, dis een in die lang gang. Julle het 'n queen size bed, julle het nie 'n bad nie. Jy verstaan wat ek bedoel. So hierdie goede is in ons brein ingebore. So hulle snap dit verskriklik maklik. Okay? So en ek neem nou aan, hulle kom nou in die klas, hulle het nog nooit 'n bridge map. Hulle weet nie as daai ding is 'n bridge map nie, né? Jy gaan dit dalk later vir hulle sê. Okay, ek vee nou net gou hierdie, het ek net gou by draw kom. Ek vee net gou hierdie uit. En onthou nou, elke klas is uniek. Jy werk met die antwoord wat jy kry. So ek kan begin en te sê, hoekom het ek 4 platformpies daar, en nou mag ek hulle scaffold gee waar ek iets op gaan skrywe. Hallo, ek het gewonder waar is jy, Alison, bly jy is hierso. Okay, goed, so Marlies, is jy nou met my, ek kan nie vir jou 'n les predik nie, né? Nee, is reg.
Okay, goed. So ek gaan nou vir jou vra. Ek gaan ek gaan net soos ek in die klas maak. Praat met my. Wat dink jy kan ek daar doen en bymekaar sit en ek gee jou net 4 lyntjies om alles in te skryf. Moet ek begin somme? Ja. Okay, op die eerste enetjie gaan ons skryf 4a tot die mag 14a tot die mag 3. Okay. En dan op die volgende gelyk lyntjie minus 21a kwadraat. En op die volgende reguit lyntjie 21 wees Kas. Dankie, dankie. plus 7a op die volgende enetjie. Ja. Dan gaan ek die minus 6a kwadraat onder die lyn skryf by minus 21a kwadraat. Ja. Nee, Kas, by onder die a kwadraat van minus 21. Daar sê minus 6a, ja. En dan sal ek die plus 9a onder die 7a skryf. En dan die minus 3 bo die lyntjie aan die ander kant, ja. Okay, goed. Nou ek sit nou net hier, onthou jy is nou doen nou voetwerk, okay? So ek gaan nou vir jou vra hierdie vraag. Want ek wil eintlik 'n ander ding vas lê. Ek gaan vir jou sê as ek dit so skrywe, minus 21a kwadraat minus 6a kwadraat 7a en plus 9a. Is dit verkeerd? Okay, jou 14a tot die mag 3 is nou nog missing iewers. Waar is hy nou? 14, okay, ekskuus, ja. 14a, ek onthou nou. Goed, nou vra ek vir jou, kon jy dit so geskryf? Nee, ek sal nie sê dis verkeerd nie, want daar's nêrens gesê dan moet 'n volgorde van die magte wees nie. Okay, maar nou kan ek met jou 'n storie maak en ek kan vir sê, weet jy wat? Hulle wil, hierdie wiskundes is snaakse mense, hulle wil dit so hê van die derde tot waar jy met 'n gewone getal sit. Kan jy sien? Yes. So ek het nou net hierdie gap gekry sodat jy 2 dinge vir my kan sê, maar hierdie ene is ook reg, maar kom ons bly by hierdie protokol. Yes. Okay, goed, so ek het nou net hierdie ene ingegooi omdat jy nou nog 'n kort beentjie leerder daarby is, jy kom baie duidelik uit. Okay, goed, en dan, nou gaan ek so maak, en dan. Dan is dit 14a tot die mag 3 minus 27a kwadraat plus 16a minus 3. Okay, goed. Nou maak ek so, want ek wil kyk of daar nou iets is wat jy nie raak gesien het nie. 14 en 27 is 51, is ek reg? Is dit 51 plus 16 is 57, 77, 98. Kom ons sê dit tel op tot 7, 9 toe. Wie die agtergrond gelei daar. Sê nou as jy by mekaar reg nou vinnig getel, dan maak ek met jou so. Nou sê ek vir jou, wat nou? Wat skryf ek hier? Marlies, is jy daar? Nee, ek is glad nie hierdie. Nee, Kas, ek weet nie wat dit nou is van die 97, hè? Kan jy sien, die kinders wil dit so maak. Ja. Okay, Kas, dit tel op na 48, hoor. Ek so, ekskuus, ek dankie maar ek het jou vinnig. Maar dis eintlik gaan jy die minusse as minusse af, want dan gaan dit nie dieselfde. Ek het hulle as 'n plus getel. Okay. Jy's reg, ek het hulle as 'n plus getel. So dis 48, dankie, ek het alles as 'n plus eintlik, gevat. Okay, maar eintlik ja, okay. Okay, dit maak eintlik die saak nie. Ja, okay. Goed, kan jy sien dan sê vir hulle, wag net so bietjie. Kan jy hierdie bymekaar tel? Kan jy sien waarheen het ek jou ek het jou hierso in 'n learning pit ingegooi, Marlies. En nou is jy daar.
Nou moet ons uitkom en daar gaan waarskynlik van die ander wees wat nou langer beentjies is jy, wat sê nee, jy kan hulle nie by mekaar tel nie, want dan kan jy hulle sommer daarbo al by mekaar getel het. Dis reg. Okay, goed, okay. Dankie Majo vir die som en die tel daarso. Ek wil net vir julle sê, ek dink julle het al agtergekom, vir my om verkeerd te skryf is my brand, so daarom het ek altyd die Wilmas in my lewe nodig, want ek prosesseer ander goede, en dan dink ek al daar, en dan vergeet ek is 'n 14, dan skryf ek net 'n 4. Okay, Majo, ek gaan nou vir jou die, ja, jy kan gooi daarso, en onthou jy kon vir my enige tyd 'n vraag gevra het, Majo, ek moet nou inkom hier, en ons is nou almal al leerders, en hoe gaan sy ons nou, ek sê Majo, ons moet net aanvaar, op hierdie stadium ken die kind daarom al die reguit lyn en die parabool, want dan kan ons nie by hierdie ene verbykom nie, né? En hulle weet wat is die vergelykings. Okay, Majo, gooi. Goed. Okay, ek gaan met, wie het gesê hulle is graad tot graad 10? Is dit Elise? Ja, ek gee tot graad 10. Okay, Elise, ek gaan vir jou vra om vir my 'n tree map te teken en vir my te sê wat is die groot prentjie hierso wat jy raak sien. Okay, ek gaan vir jou dit so gee. Ek wil 2 beentjies hê en ek wil die groot prentjie eers hê, net die groot prentjie. Onthou, iemand het nou die dag vir ons gesê by die neurodiverse kinders, vir al die ADHD kinders moet ou begin met die groot prentjie. Want hulle wil eers sien waarmee hulle besig. En dit behou hulle aandag en dan vul hulle die detail in. So, jy kan vir my sê, wat sien jy? Met die eerste oogopslag, wat sien jy raak? Okay, ek sien daar's 'n parabool. Okay, 'n parabool. En wat is daar nog? En ek sien 'n reguit lyn. Goed. Nou wil ek hê jy moet vir my sê, watter een van daardie funksies wat daarbo geskryf is, definieer vir my die parabool. Okay, f of x. Dis hy, so jy gaan, dit maak nie saak nie. Goed, so jy gaan vir my neerskryf wat jy sien. Dit is die belangrikste. Die kinders moet eers, vir al die kinders met kort beentjies, watter een gaan vir my dan die reguit lyn definieer? G of x. Dis hy, G van x. En dan skryf jy die vergelykings by dit neer, dat hulle sien wat het jy daar. Goed. Nou kan ons na die vrae toe gaan. Ek sê maar, kom jy van die kant af van die proses. Nou vat jy jou kinders en jy sê, wys julle papiere, wys julle maps, want julle sit in die klas, né? Dan kyk jy gou net so, jy weet gou wie kyk, en onthou nou, ek weet, ekskuus maar jy nog 'n laaste dingetjie, jy kyk wie's onseker, en dis jou inner speech, wat jy weet wie jy moet help en wie jy moet terughou. Dankie Majo. Dis hy, okay. Ek wil gou net vra, sou jy by die parabool nie ook .c en .e onder die tree map onder op aandui, want dit is 7 punte. Jy kan dit doen, kom ons kan dit ons kan dan, kyk, ons gaan nou daai .c en e gebruik by vraag 1. So hierdie is net my heel groot prentjie, waarmee ek begin. Voordat ons die vrae gedoen het, voordat jy enigiets laat lees het, gaan hulle vra jy eers vir hulle om vir hulle jou te sê wat hulle sien, want ek het gevind, baie kinders, as hulle so skets kry, hulle geen idee wat hulle kry nie. So ek het gevind dat hulle eers vir hulle self uitmaak wat kry hulle. En nou gaan ons by vraag 1 begin, en dan kan jy vir my nou sê wat die lees, wat is... Majo, kan ek so voorstel, Majo, kom ons koop wat sy daar gesê het, kom ons trek 'n bridge map onder die parabool en die reguit lyn. En dan kan ons sê, wat sien ons onder die parabool en wat sien ons onder die reguit lyn? Okay, ek het gedink om eers nou te stiek by 'n tree map, omdat ons nog inligting insamel. Ons werk nog nie sommer uit nie. Ek sê nie, dit is alternatief, maar gaan jy dan aansluit, okay? Alright, nou gaan ek weer 'n tree map teken, Elise. Dan gaan ek vir jou sê, goed, teken vir my 'n tree map, net met my paraboolse inligting.
So ek gaan nou net f van x se trimap teken. Dis my parabool. Ja. Watter inligting het ek alles van my parabool? Okay, ek het my x-intercept wat Okay. i.p is. Jy het 'n x-afsnit en dis 'n koördinaat, nê? Ja. Okay, jy kan dat hulle vir jou koördinaat, omdat koördinate so belangrik is, dan kan jy altyd laat hulle vir jou eerder 'n koördinaat neerskryf. Wat het jy nog? Dan het ek die y-afsnit met sy koördinaat wat c is. Goed. Dit is c wat 0 en 2 is. Ja. Goed, en wat weet jy nog van die parabool? Dan Dis- het ek die punt waar, dis punt A, waar f van x en Okay, f van gaan eers vir my na die inligting toe wat verband hou met die formule, want kyk wat vra hulle vir jou. Bepaal die vergelyking. vergelyking. Okay, so voordat jy by die ander punte kom, gee eers vir my die inligting relevant tot die vergelyking. Okay, dan het jy het indirek het jy dan punt D ook. Jy het, maar voordat jy punt D het, onthou kyk na jou inligting wat jy kort om jou vergelyking te doen. Jy het nou punt C vir my gegee, jy het vir my 'n x-afsnit gegee. Wat kort ek nog? Watse inligting kort ek nog in my parabool? A Jy kwadraat B, jy jy kort? kon B, Wag voor jy B kort, wag voor jy B toe gaan. nee, nie hoofletter B nie, bx, as ek nou die oorspronklike formule dink, a tot die mag x plus bx is plus c dis 'n paraboolse formule. Ja, okay, Dan maar kan kyk ons is daar enige verskywing links of regs? Nee, Okay, so gaan ek B nodig hê. nee, Onthou, want jy moet net kyk wat belangrik is, jy moet net eers die kinders moet kan identifiseer wat hulle sien. So as ek nou vir jou vra bepaal die vergelyking. Ek het 'n x punt nodig en 'n y punt om die vergelyk en dit het ek hierso. Reg. Ja, Nou ek het my my y afsnit nodig, dit het ek daar. so. Wat kort ek? Ek kort my vorm. O, ja. Okay, verstaan jy? So jy moet vir hulle sê A, wat is dit? Dit is jou vorm wat jy nodig het. En wat is en nou wil ek sê Engels significant. Wat is belangrik van jou vorm? Gee dit nie vir jou die belangrikheid van of dit 'n positiewe of 'n Dis hy. Ja, dis belangrik. Hulle moet dit kan raak sien. Ja, so hy's negatief. Dis belangrik dat hulle dit raak sien. Nou het hulle mos nou alles raak gesien wat op die skets is. Hulle het nou die heel groot prentjie. Nou kan ons gaan en ons kan kasse bridge map gaan teken. Want nou wat wil ons nou doen? Ek teken nou sommer 4 plekkies. Ek glo dit is nodig. Ek het sommer 4. Goed. Nou, wat is my vergelyking? My vergelyking is f van x is gelyk aan a tot die mag x a maal x kwadraat, ja, plus c. Okay, nou wil ek weet watter van daardie inligting het ek uit my tree map uit, het ek nou inligting gekry. Nou kan jy vir my onder dit invul watter inligting het ek. Okay. Het ek my y afsnit of my y Ek het 'n y-waarde. Ja, ek het 'n y-waarde. En dit gaan wees? Dit gaan wees 2. Okay, ek wil onthou net ons het 2, ons gebruik hom nou hier. Kyk, hierdie is ons y-afsnit. Okay, so jy gaan hom daar gebruik. Nou moet jy 'n ander koördinaat gebruik by y. Dan gaan dit 0 wees. Goed, en het ek ek het nie a nie, maar x is Dis ja, 1 kwadraat. Dis hy. Okay. Goed. Sien jy, ek het nou net een veranderlike en nou kan hulle die veranderlike uitwerk. Ja. Okay. So want nou het jy dat jy f van x stel jy 0 in. Daar al weet jy het jy nie x kwadraat kan ek 1 instel en ek kan by c 2 instel. Nou het jy die inligting wat jy in jou groot prentjie gekry het in jou jou bridge map gesit
Nee, nou kan ek A uitwerk. Nou gaan ek mos nou kry A maal 1 is A en dan plus 2 of ek kan dit nou maar net neerskryf. Ek hier los ek nou, het ek nou want ek het klaar my bridge map gedoen om my brein te fokus. Jy weet om my scaffolds te kry. En nou kan ek A uitwerk. Reg, so wat gaan A wees? En nee, wag, so hier moet ons iets anders te doen. Nou gaan ons gou graad 8 toe, Majo. Ek wil hê jy moet vir my ek weet dit is altyd moeilik agterna trek vir my as jy kan in 'n ander kleur makkie sakkie 'n bridge map daarso. En op jou vergelyking. Op my vergelyking op hierdie ene. Ja, trek vir my 'n bridge map daar. Okay. Dis ek het nou ek bly nou die verkeerde ding druk hierso. Dat ek net daar teken. So jy wil 'n bridge map hier hê. Ja. Okay, goed. Okay. Jy sien ons moet nou wegbeweeg dat jy sê jy vat hierdie ding oor en daardie oor, want dit is nie wiskunde nie, né? Okay. So Alison, ek praat nou met jou. Okay. So wat pla jou op daai vergelyking sodat jy A nie alleen het nie. Jy's gemute, Alison. You can answer me in English, it's fine. So you want the value of A. That is what you Yeah. need to get. So you want to put it in front on the other side Okay. of your Okay, but equal we sign. can't put it on the other side, but we can put it in this way. Okay, if you want to put it on the other side, Majo, skryf daai hele ding en draai hom net om vir my. So Okay. A plus 2 is gelyk aan 0. That's easier. Am I correct, Alison? Yeah. Okay, and now the bridge map. Now I want you to think mathematical. What is bothering you on the left-hand side? That you've got two unlike terms. You only want one like term. Keep on talking. One unlike term. So which one do you want to take away? The two you have to take away How can you take the 2 away? by doing the opposite. What must So you do? you want to get a 0. So I must minus 2 on this You on this minus side, 2, and I minus must 2, minus 2 on the and other you must side minus as well. 2. Okay. Okay. That's right. So kan jy sien, ons moet die kinders keer om te sê, jy vat hierdie en jy dra hom oor. You carry it over, then the sign changes. Dit is boel. Dis nie wiskunde nie, julle hoor. Okay, I good. agree. Dankie, Majo. Is reg, dis hy. Goed, en nou kan Elise, jy kan nou vir my die vergelyking nou gee, ek glo. En nou Okay. moet ons net finaal die vergelyking neerskryf. Dan gaan die vergelyking wees f van x is gelyk aan 2 kwadraat, minus 2 kwadraat, skus. Minus 2 kwadraat. X kwadraat, ja. Skus, x kwadraat plus 2. Dis hy. Okay. Ek het nou bietjie hoog geskryf hier. Ek sou verkies het om hierdie finale vergelyking nou hierin te skrywe. So ek het nou bietjie daar hoog geskrywe. So as ek dit nou sou doen op 'n papier, sou ek verkies het dat die oomblik as hulle nou dit het, dat hulle dit direk onder hierdie groot prentjie van my gaan skrywe om dit te doen. Goed. En goed, nou kan ek vir wat het jy gesê, Alison, Gas, is dit Alison? Alison, ja. Okay, Alison, gaan jy vir my vraagie 2 doen? Yeah. Goed? So we have our intersect of the y function, the g function. Okay. Okay, so we Okay. Which function is related to DE, length of DE? Oh, sorry, are we still busy? I thought we were moving Yeah. on. No. Sorry, fx is equal to the 2x minus 2x squared plus 2. Okay. So also I know we've got that. Yeah. Okay, now I want read question 2. Give the length of DE. So you've got to find out what your coordinates of D are, Okay. right?
So I know that I've got 0, 0, which is the origin, which is going to be in the middle because we're Yeah. sitting with an x squared. Now the opposite is going to be minus 1, Mhm. 0. Okay. Okay. So is it easy to just calculate that mentally, or would you like your kids to do it for you? I did it mentally, but the kids are, let's Okay. show the kids how they got it. Okay. So you would take the Substitute take- the values. yes. Yes. Okay. So you would take f of x. F of x is equal to minus 2, Yes. because I know what it is. And now I don't know what my x is, but I'm going to, but I know what my y is, right? Okay. So can we do this with a bridge map or a tree map? What would you Let's do prefer? it with we can do it with a tree map also. We can do it with a bridge map, same way you did it on top. The bridge Yeah, okay. map. I like the bridge Yeah. map. Okay, so the tree map is actually just to get the big picture. Okay, So when we do calculations, we can go with a bridge map. bridge map. Okay. Okay. Ek weet nou So nie hoeveel let's ek go nodig. with the bridge map. I start Okay. off with my function. F of x Is equal to. is equal to 0. Okay, so we've got 0. And what have you got Yes. there? Minus. Your equal sign, don't forget your equal sign. Now I've got a Okay. minus 2, right? I've got I've it got a there. minus 2 multiplied by x squared Yeah. and then plus my 2. Plus Okay. in the middle, 2. Okay. So what is the one I need? I need You this need one. your x. Yes. You need your x. Okay. So can I do this? Can I substitute that f of x with my with the 0 instead Yes. of writing the f of x? Yes. Yes. Okay. Do that. 0. Right. All right. What would you do next? Okay. If we don't do a bridge map, then I'm going to go with 0 is equal to minus 2x, or you're going to put it the other You way want to- around. can do You it want the to, other way. yeah, you can either do it like this now, or you Or, can do yeah. it, you change Like it that, around. whichever Okay, way. so you want a new bridge map, basically. It doesn't to matter. ch- It doesn't matter. Okay. Yeah. Okay, so you've got minus 2 times x squared Squared plus plus 2 2 is equals. equal to 0. Okay, right? what would you do next? Okay, I want to cancel my 2 on the one side. No, that there's is no alone, right? word like cancel in maths. What's a better word to use it? I sound like the children now. I want to get rid of it. You I can want to either, get rid of yeah. it. Yes, Yeah. I Yes, want to or- get rid of it. Mm. I do the opposite operation, so it's minus 2. But what I do on this side, I must do on that side. So I've got minus 2. On this Okay. side, Okay, so can we do a new bridge map to get the You can. result now? mm, Oh, God, so I don't know what that was. So I've still got minus 2 minus 2 times times x x squared squared is equal to 0. Okay, now it's minus 2, hey, minus because 2, this is minus now, okay. What would your So- next step be? So I want to get rid, I'm looking for what the value of x is, right? So I need to get rid of my coefficient, whatever is in front of my x. So Okay, I need to, it's multiplied with the x, so I'm going to divide to get okay. So- Okay, what I'd like to do here is I want to write a division sign, Yes, because otherwise it looks almost like this. like that one. Yeah. Okay, okay. And then I do what I do on the left Divide side. On the right-hand side, I divide by minus 2 as well. Okay, So now what have I now- got left? Now I only have left x squared is equal to 1. Good. And now? The square root of 1 is 1. Okay, but it's 2. You must always remember when you apply the square root. So I've got x times x. Okay. Okay.
it can give you two ways. Because you've got x times x, now you've got to write that both down. What gives you a plus 1? If I write 1 times 1, 1 or or if I- minus 1 times the minus. that's what. Okay. Thanks. And now you can tell them you already have the 1. Yes. Which okay. one would it be? Okay. So it's I like to, especially for the kids when they start this, I like to emphasize 1 times 1 and minus 1 times minus 1 so yes. that they can see the difference. Okay. Thank All you. right. Okay. That's it. Dankie, Alison. Voordat jy gaan het ons net gou 'n bietjie stop. Ek wil net hoor wat Right? is hulle takeaway so ver. Wie praat Dis reg. met my? Wat het jy geleer? Yes, my gooi Alison, jy takeaway. kan praat Alison. Sorry, my takeaway is like Margaret, she's obviously more experienced, but the way she explained it is like making it so much easier. Even that the word cancel. Because I started using that because that's what the kids have been taught. Yeah. My grade 9s, I'm talking about my grade 9s. Now, obviously the grade 10s as well. But it's brilliant the way that it helps them not to make a mistake. If they do the thinking step by step with the bridge map, it's brilliant. Thank you, Marja. I just want to make 2 comments now, Alison. The one is, remember, during the course I told you we're looking at maths as an embroidery, and we're looking at the back end. Now this was exactly the back end. Good. This is the one thing I want to tell you. And then Wilma, ek weet nie of jy nou jou aand eet nie, but Wilma is my Afrikaans wiskundige lettertyds. Juffrou, so as hy net nou. Juffrou, ja. Ja, okay. Goed, dankie. Wie praat volgende? Daar sê. Ekas, ek hanteer net gou 'n krisis. Dis reg. Dis reg. Okay, wie praat nou? Marlies gooi. Kas, ek sou in my hele lewe geweet het van maps, bridge maps, watse maps. Maar selfs die heel eerste 3 mappie wat sy gebruik het, net om te sê jy het 'n parabool en jy het 'n reguit lyn. Ek sou nie geweet het om dit so te begin nie. En dan so ek wonder eintlik, gaan ek regtig waar in die toekoms weet om enige ander tipe probleem met hierdie maps te tackle. Maar dit is vir my heerlik. Dankie Marjo, dis vir my baie leerlik. Okay. Dat jy moet net hulle van die ure vertel, dat hulle net verstaan hoe werk die ure. Hoeveel ure ons agter jy het al baie meer ure as ek en Wilma onder die blad. O ja, dis wat ek wil sê. Onthou nou Marlies, ek wil julle vat tot hoë hoogtes toe, okay? Nou Marjo, dankie, nou weet ek waarvan jy praat Marjo. Daar's 'n ou wat 'n boek geskryf het, nou het ek sy naam vergeet, Outliers. Nou Outliers is mense wat ver kom. Nou hy het bewys dat om 'n expert te word, vat jou 10,000 uur om daar te kom. Okay, goed. Nou wil ek gou vir jou somme doen, maar ek wil jou hoop gee en ek wil jou die donker kant ook gee. Julle het nou by my 'n 6 ure kursus, 18 ure, sê nou maar 18 ure gedoen. Ek en jy het 'n uur gedoen. Kom ons sê ons het 2 ure gedoen, is 18, 19 uur. Jy is nou met jou 20ste uur besig. Jy sien waar trek ons van 10,000 af. Okay, Yes. dis 'n groot som. Okay, so vir waar jy is, moet jy werk met wat jy kan, wat jy het. En daarom moet ons gereeld sulke sessies hê. En ons moet, julle kan vir ons op die groep sê, hoe begin ek hierdie som? En ons wil julle afhanklik kry. My hartseerste gaan wees as julle vir my sê, weet jy Kas, en na die kursus het ek teruggeval en ek verduidelik weer. So ons wil julle regtig hou en beter maak. Okay, en jy gaan nie môre daar uitkom nie, maar die goeie nuus wat ek vir jou wil gee is, Marlies, Rome is nie in 'n dag gebou nie, maar die vetweeshuis gebou. Ja. Okay, dankie. Elise gooi. Ek wil sê my stompies voel of hulle begin groei.
Dankie. Want hulle sien dit afgekap, ek het soms dompies. Daar's hy. Dankie. Beatrice Hierdie Gooi. tree map gaan nog bietjie bo my kop partykeer verby en ek sukkel nog partykeer om dit te kop. Okay. Goed. Weet jy wat jy moet onthou, Elise, ekskuus Kas, ek net gou vir Elise, wat belangrik is van 'n tree map, jy moet altyd vir die kinders moet eers iets raak sien. Hulle moet eers sien waarmee is hulle besig. So enige som wat jy kry, pak eers dit wat jy sien. Jy sal sien as jy byvoorbeeld Wilma se geletterdheidsklas bywoon wat baie woordsomme het. Sy vat eers daai woordsom in 'n tree map, dan pak sy eers alles uit wat sy sien. So die kinders leer om nie 'n som in te val, by die deur in te val en net sommer te woel en te begin van 'n punt af nie. Hulle leer om te struktureer. So hulle leer, die tree map is vir my belangrik want dit struktureer hulle breine, laat hulle brein eers neersit. Wat het ek? Waarmee werk ek? Dit wat ek raak sien. Jy sal sien ook by Euklidiese meetkunde by die sirkeldiagramme en goeters. Al daai goeters is belangrik om eers neer te sit, wat sien ek raak? En die oomblik as hulle goed raak gesien het, om dan die volgende stap na die bridge map toe te gaan en te begin calculate. Want dit is eintlik by die bridge map doen jy calculations. By die tree map sit jy net neer, wat sien jy raak? Wilma, is ek reg? Ja. Soos jy sal sien, Wilma se geletterdheidklas, sy vat daai woordsom, die kinders moet eers daai woordsom deurtrap en eers alles neerskryf in die tree map, wat sien ek? En dan begin hulle met die somse vrae. So voor jy met 'n vraag begin, skryf jy eers alles neer, want dit help die kind om te sien waarmee is ek besig. Ekskuus, ek praat vreeslik lank, ek sê Nee, dit is wonderlik, ons het hierdie goed nodig. Gooi net vir my gou-gou weer daai werk soos wat jy dit gedoen het, Maatjie, terwyl jy daar aan die lees. Onthou ons is besig, ons moet eers vision kry en dan moet ons clarity kry, né? Gaan net vir my terug, Maatjie, gooi net vir my jou werk wat jy gedoen het tot sover. Ekskuus, ek dink ek het hom nou uitgevee, want ek het hom nou skoon. Okay, nee, dit is hy nog. Ek vra verskoning, ja, ek het hom nou. Goed, kan jy sien, daai wat, ek gaan net op dat ek die vergelyking weer kan sien daarbo, kan jy sien, sy het eintlik vir my gesê, of vir Elise gesê, wat sien jy? En sy moes net in daai ander bridge map wat nou uitgevee is, waarvan daar nou 'n stukkie daar staan, en sy gesê het, ek sien fx. Wat sien jy nog? Ek sien is gelyk aan. Wat sien jy nog? Ek sien a kwadraat. Wat sien jy nog? Ek sien c. Dis al wat ek sien. Kan jy sien? En by Euklidiese meetkunde is die kinders geneig om in die skets in te gaan en dan val die torretjie heeltemal af, né? So jy vat in Euklidies wat jy eers sê, AB is gelyk A, is parallel aan. Hierdie ene is dit. So jy pak eers al jou inligting uit, wat onthou ons het gesê, met daai, dankie Maatjie, jy kan maar weer terugsit, as jy besig is met denk, en dan begin jy met analyseer, en dan beweeg jy op, en dan het jy dit daarbo, en wat hier so gebeur, die tree map, en ek dink dit is wat Marlies en Alison gesê het, sodra so jy die tree map het, dan het jy die knowledge daarbo, sê, nee, ek dink ek weet nou waar gaat ons heen. Okay, dankie Elise, Beatrice, jy het gegooi, Anne-Marie gooi. Ja, ek hou van die manier wat, soos hulle sê, dat jy eers die tree map doen en dit dan uitfigure wat kom waar. Watter deel van daai grafiek kom waar. En dan kan jy bo en onder mooi sien wat pas waar in. En as jy 0 insit by die y-waarde, hoe werk jy dit uit? Dan gaan dit vir hulle mooi uiteensit wat gaan aan daarso. Ja, dankie, dis 'n lekker een. Gerda Marie, wil jy vir ons gooi? Sanet. Okay, ons sien hulle. Okay, maar jy ek's op die lig. Sorry, Gerda Marie. Ek het gesukkel met die mikrofoon. In elk geval, ek wens ek was weer op skool. Ek is nou lus om dit oor te doen. Dit sal so lekker wees. Jy het verstaan, ja. Maar ek is baie spyt ek het dit nie vroeër geweet nie. Dit maak vir my, ek het nou laat ingeskakel, maar dit het vir my mooi sin gemaak. Ek het net een vraagie, het ons toe nou die afstand bepaal van DE? Nee, ons is nog nie daar nie. Okay, dankie. Ja, so ons moet nog 'n bietjie aangaan, lyk dit vir my. Dankie Sanet, gooi.
Hallo ja nee, ek moet net sê dis baie interessant. Ek stem saam met Gerda Marie dat ek wens ek was nog op skool, maar die pennie moet nog drop met baie goed vir my. So ja, ek hoop ek glo daar's nog lig in die tonnel vir my. Dankie oom. Ja, nee, ure en ure ons gaan daarby uitkom. Dankie maat, jou kom ons kyk maar is 'n skierig wat is Okay. daai DE. Okay, kom ons gaan nou net terug. Ek het met wie gepraat met Alison, hè? Ja. Okay. Alison, ek gaan weer terug gaan na jou toe want ek het nou per ongeluk uitgevee want ek het nou gedink om net 'n bietjie spasie te maak, maar ek nou nie verder gedink nie. So sulke goed gebeur ook. Ja, sien. Goed. Ons het nou bepaal wat is koördinaat D se koördinate. Reg. Okay, so ons het gehad dit is -1 en 0. Goed. Okay. So dit het ons nou bepaal. Nou gaan ons na vraagie nommer 2 toe. Okay. Now we Yeah. must give the length of DE. So D is from the one coordinate to the other coordinate, right? Okay. What I want you to have, I want you to break up DE into sections because it's difficult for the kids to see. I want them to see a section, the length of a section plus another length of a section. Okay. So how would you write that? I would put that as it is equal to DO and OE. Yes. Yeah. DO and DO OE. and OE. Plus Okay. OE. What is the yes. length? Yes. Okay. What is the length of DO? Is also 1. Okay. Now, how would you scaffold your kids to understand that DO is 1 and not -1? Because you are moving towards the right hand side. Okay. Okay. So I'm not I sure have- how to scaffold them. Okay. Which direction am I going in? Left Okay. or That's an excellent idea because you've got a negative side and a positive side. It's definitely, I would ask them if I am at point D, how far would I move to Travel. get to the, yeah, that would I do. Okay, so that they see it's positive 1 and not a negative 1. And it's not a coordinate and it's a movement. yes. Okay, and OE, It's it's the also same. 1. I'm going Yes. forward in the positive direction Okay, to 1. yes. Okay, so and then I've got the length of DE is Is equal to 1 plus 1, and then it is equal to 2. okay. So and you would write 2 units. Okay. Yes. Okay, good. I would then come in and ask them, in this case, is axis A number line? Is axis A? Axis X a number line. X. A number line. It is a number line because it starts from negative to 0 and going on through positive. Can you And, yeah. Yeah, you see, just for those who didn't grasp it, the bigger picture. They say, oh ja, nou sit 'n getallelyn. Ag, dis van -1 tot by +1. Ek moet tel net. Okay. Okay. You get it? Okay. Okay. So we're Okay. trying to break down silos. So as jy dink jy kom by grafieke, parabole uit en 'n getallelyn is iets in graad 5, dan maak jy 'n groot fout. Hier is 'n getallelyn. Dankie Ja. Majo. Okay, goed. Next one. Nou kan ek bietjie iemand anders vra. Wie's nog daar? En Anne-Marie, wil jy saamwerk? Wat? Goed, jy kan vir my die vragie lees. Gee die lengte van BC. Goed. So ek gaan nou dieselfde doen as wat ek by hierdie ene gedoen het. BE. Hoekom is hy nou stuk daar? So skus, ek moet net gou kyk hoekom is hy stuk. Ekskuus, ek weet nou glad nie wat het nou hier gebeur nie. Ek het nie 'n idee hoekom hy nou nie wil. Ek gaan nou net 'n bietjie gaan na jou boot self toe, want ek dink jy's nou op 'n prentjie en dan wil hy dan was hy nie lekker nie. Gaan tik onder iewers waar jy nie jou prentjie geplak het nie. Daar's hy. Ja, ek is nie seker daar sy. Okay. Anne-Marie.
Goed. Nou kan ons dieselfde doen met as wat ons by nommer 2 gedoen het. Ja, so die koördinate van B is minus 40. Okay. Hoe weet jy B se koördinaat is minus 4 is nee, Kari. So as jy Ekskuus. eers x vervang in jou GX verhouding, dis waar hy die Ja. y as intersect. Jammer vir die Engels, ek leer in Nee, Engels. dis doodreg. Waar hy die x Okay. as intersect, as jy nou op jou bridge map gaan sit, waar x 0 is. Ja. Okay. En bo Hoekom gaan sal jy minus x 4, hoekom gaan ek x 0 stel? want dit is waar hy die y as intersect, want y Okay. is daar 0. Okay. Goed. Ja. So dan gaan y is gelyk. gelyk aan 0 minus 4. Dis hy. Goed, baie mooi. Goed, en nou kan ek BE opdeel in lynstukke. Ja. So, jy gaan eers sê BE is dieselfde as Ekskuus, ek het dis O. BC, jammer, dis nie BE, dis die BE nie, jammer, ek gaan gou regmaak. Ek het jou verstaan. Okay. So, eers gaan jy sê CO by jou eerste lyntjie en Ja. dan OB by jou tweede lyntjie Okay. en dan hulle saam is BC. So, Okay. Hoe lank? Wat is die lengte van CO? so CO sal dan 2 wees Goed, en OB? en OB sal dan 4 wees. En jy maak dit Okay. positief want dit is 'n positiewe afstand. Okay. So baie belangrik is om die kinders te attent te maak dat dit die 9 dat hierdie dieselfde is as die ander een is 'n getalle lyn en dat jy 'n beweging uitvoer soontoe en soontoe. Goed, en dan gaan BC se lengte 6 wees. 6 eenhede wees. Dis hy. Goed. Dis hy, baie dankie. Goed. Ons kan nou gaan, nou wie is nou nog daar? Patricia. Patricia, wil jy saamwerk? Ek gaan net gou 'n kopie maak van hierdie enetjie dat ons net 'n bietjie meer spasie kan kry. Patricia? Ek kan probeer Tannie Marger. Okay. Okay. Sê as jy vashou, want dan moet ek jou scaffold om daar uit te kom. Dis die belangrikste. Is reg. Is reg ons werk om. Is reg? Goed. Okay. Wat se map wil jy vir my trek om daai? Kan ons weer met 'n bridge map gaan? Want onthou ons is nou besig met inligting wat ons wil uitwerk, né? Nee? Ja, ons kan met 'n bridge map begin. Goed. Ons moet op vraag 4 wat ons nou besig is mee, né? Yes, dis hy. Right. Okay. So, ja, my Engels en Afrikaans werk nie saam. Jy kan my Engels praat, is dit reg? All right. So, we need to find the coordinates of A, which is an intersect of the parabola and the straight line. Okay, so which two graphs is intersecting? GX and FX. Okay, and what does it mean when they intersect? They of the same value. They are equal at that point, right? Is it fine if I write it like that? That's perfect. I'm just saying that Okay. there are few points that they actually intersect, but I think we're going to focus on the negative one. Am I correct? Okay, we're going to calculate, but you'll see where we're going with this. Okay. Now, if I write down, can I write down f of x, the Equation. equation? Ja, sorry, ek het nou vergeet wat dit in Engels is. That's okay, Auntie Marge. Okay. Okay, right. Give me the equation for f of x. That's let me just get my book. F of x is minus 2x squared plus 2. Okay. And what would I write down beneath g of x? That's x minus 4. X minus 4. Okay. And to calculate that point, what would I do next? I need to
I know I'm going to sound mathematically incorrect. I need to get x's together. I need to get the like terms together so that I can find the answer. Okay. There is a mathematical way of doing this. All right. Okay. So I know to be able to start, I would, of course, we'd be doing a bridge map as you are drawing. I'm not looking at the screen. I'm trying to think on my Okay. No problem. Okay. What do I have to calculate that x value? What do I need to do? Because I need 2 x values, obviously. Okay, I would start by taking the known values and subtract the -2 on the left-hand side and subtract it on the right-hand side as well, because on the bridge map we can do below on both sides. Okay, but in order for me to factorize, what do I need? What is my equation's got to be equal to be able to factorize? Auntie Margie, I'm not going to factorize at the moment because I first get the known values at least. I know. Okay, I'm going to go with what you say, and I'm just going to do what you say, so that you can see how we learn from it if it was in your class. Okay. All right. So I know my children also work mixed, and then I've got to follow them, and then I've got to also. Okay. No problem. Okay. What do you want to do with the +2? Yeah, it's +2 on both. No, wait. You see, I wrote it wrong on my book. It's +2. I'm going to -2 on both sides, on the left-hand side and on the right-hand side. Okay. And what would you do also? Ek wil gou 'n bietjie inkom. Ekskuus Marjo. Julle sal sien baie keer dan ons skryf gewoonlik die is gelyk aan teken onder die blokkie. Hierdie is nie 'n train smash nie, maar net ter wille van hierdie Marjo, dink ek moet jy die minus voor die 4, moet jy ook net daai kant sit. Ons kinders weet nou al dat dit eintlik dieselfde is, maar net ter wille van die calculation nou daarso. Okay. Geen probleem. Okay. So then, I see where I'm going. Okay, then we're going to subtract the -2. No, because it's negative, I've got to add the positive. Add positive 2x² on both sides. Okay, so you want to add that. Okay, let's write down what we've got first. Okay. Let's just start what we've got. Okay. I've already written that. No, it's fine. Okay, so what happened now? So I've got a -2x². Yes. Okay, I don't have a +2 anymore. No. Okay. Okay, so I've got an x here, and what do I have here? A -6. Okay, good. Okay, what would you do now? Now we plus 2x² on both sides. Okay, I'm just going to write. Okay. Okay, what's my result going to be now? Remember, you must always remember the kids have to follow a plan, so they have to figure out this for themselves instead of you telling them what to do. Okay, good. Okay, what would my result be on my left-hand side of my equation? Okay, so your left-hand side would be 0. Wonderful. And then the right-hand side will be 2x² plus x minus 6. Oh, -6. Okay, I'm going to write it like that. Okay. Am I able to factorize now? Now we have to be able to factorize because everything is on one side of the equal symbol. Okay. Just give me a second. I just want to see if I can move this to a new page. It's going to be easier. Okay. Okay, just to get it here. Okay. All right. Now I want to, if I want to factorize, what's important to get, to understand what I have? I want you to break down this first term for me into the factors. Okay. It will be a
as they would say, a third of 2 Okay. or a square root Okay, of before you go there, okay, I want to know what the factors is of 2x squared. So you obviously have a x squared, so it's a x times x. Do you agree? Yes, I Okay, do. but this 2 will be, one of them will have the 2. Y- Do you Okay. agree? Yes. I'm Okay. thinking technical again. I'm sorry, Arts. No, it's no problem. Remember, this is like you will deal with your class. You will deal with your class. It's good that you do it like this. Okay, give me the factors that would give me -6, all of them. 1, 2, 3, and 6, and then all of them can be plus or minus depending on what. Okay. All right. So can I write down -2 times 3? Yes. Or 2 times -3? Yes. Or -6 times 1? Or 6 times -1? I like to do this so that the kids can see what are the options. Yes. Okay. Okay, now I want to know, I don't know. Ek weet gou iets sê. Kan julle sien wat gebeur hierso? Maatjou weet vir almal moet sy dit skryf nou. Beatricia, sy is nou al daar by die antwoord. Verstaan jy? Maar sien julle hoe hou Maatjou haar terug, né? Sê nee, wag net so 'n bietjie, ons moet al die feite op die tafel kry, want sy weet, hoor nou maar wat ek sê, Beatricia gaan 'n fout maak iewers daar, want sy werk nou te vinnig. So sy moet haar slow down. Okay, dankie Maatjou. Okay, I don't know if you remember, ons het op die groepie het Kas so 'n blokkie getrek. Ek dink so, ja. Okay, alright. Ek gaan nou net my dit wat ek weet, wat ek moet factorize, gaan ek nou net in my blokkie skrywe. En as jy onthou, het ek vir jou gesê, as jy hierdie tweekies met mekaar vermenigvuldig, en daai tweekie, nee, ek wil 'n ander kleur, en daai twee moet ek dieselfde antwoord kry. Okay, Margie, why did you write the two outside in the 2 blocks? Because this one I haven't seen before. Okay, all right. I'm going to show it to you this way. If this. you, that's all right. To get this middle term, you will have to plus and minus terms with an x, something a coefficient of x minus a coefficient of x. Okay. So there would be 2 values here that you have got to plus and minus to get your result here. Okay. And so I've got to decide, and this is why this little block is important, because now you can figure out what is the 2 coefficients that you need to make up this one. Okay. Okay, so if I multiply these 2, what would I get? You would get -12x squared. Okay. Now, if I multiply these 2, that's just an interesting fact, I must also get -12x squared. Now you will see, if I use a 2 and a 4 and a 3 and a 6 and a 2, you've got this one and a 6, or you get a 2 times 2 and a 3. Then I will get also a -12x squared. So I've got to decide between the 2 multiply with a 2 and a -3 or a +3, and a 2 multiply with a 6 and a 1. Which one is going to give me a +x? Okay. So obviously, which one can you eliminate? This, thinking in fast brain, the 6 and the 1, yes. The 6 and the 1, because 2 times 6 is going to give me 12, but x times 1 is going to give me 1. So if I subtract and add those 2, I'm going to get 11. And this is not what I want here. No. So obviously, I've got to go with these other 2. Okay, all right. Okay, so with these 2 options I have, I've got a 2 and a 2. So obviously, I need a 4 and a 3 to get a +1. Which one would give me the +1? Okay, but then it means I would have to get a +4 and a -3 to get me a +1 yes. end. Yes. So, and if I take a +4x
and I multiply it with a negative 3x, I'm also going to get a minus 12x. That's just a way to figure out which ones I can eliminate from my factors and which ones I can use. That's brilliant, Auntie Margie. Okay, I must say I learned it from Belinda. She's our other teacher that is also, she's very, very good with this. Okay. Okay, all right. Okay, so that's just a way to help them eliminate some of your factors to see that these two will give me the same value as if I multiply the first and the last one. All right. All right. Okay, now what do we've got now? Now we've got to get our factors. Of ons nou terug gaan na dit wat ons eintlik mee besig is. Goed. Okay, the coordinates of A. All right. So can I factorize now? You've got all right. Can you give me the factors if I've got 2x? I must just want to quickly get rid of that ones. Okay. Can you give me the two factors now to get that equation? Well, according to what I figured out, the two if you're asking for the two yes, brackets. The two brackets, right? yes. Two brackets factors are, the one is 2x minus 3 and the other one is x plus 2. Okay, and that is where you got this little square where you can see the 2 times 2 is going to give me the 4 and the 3 and the x is going to give me the minus 3. Okay, now you can give me the two values of x. That will be, let me just quickly work it out. That's, excuse Auntie Margie, I must actually say it aloud and it's going to be easier for you guys to follow. 2x minus 3 gives me, if I go and I take it that one as its own, because remember we can break up the two. Okay, you can also do a bridge map with this if the kids struggle with this. Remember, you've got to work with all your kids. So if they have a problem, you can also go with 2x minus 3 is equal to 0. And then you can do the same algebraic calculation that you did with this one. Okay. So you will... I've got my answer ready. Okay. No, it's fine. But you get where I'm going. You don't need to do this now, but as long as you know, for the kids that really struggle with this, go to a map. The map structurize their brain. So they get structure so that they see what they're going to do. Okay, so give me the answer for x on this one. The answers are x is equal to 1.5 or 3 over 2. Okay. And the other one is x is equal to minus 2. Okay. And which one is which one am I looking for? At A, we are looking for the x minus 2. Okay. So I know my x value is minus 2. And what will my y value be? How can I calculate my y value now? We can use gx and just substitute the value of x into g. That's it. So you can do a bridge map again. Okay. Okay. All right. So you can do a bridge map again. So you write the equation down. Now I go substitute what I have. Okay. So you have y is equal to, is it now? Minus 2. Yes. Minus 4. So it will be minus 6. That's it. It's going to give you minus 6. Okay, so if the kid sees if they can work it out in their heads, it's not necessary to write down everything. But if they need structure, you will go to a bridge map and have them calculate it. No, okay. I do need a lot of writing and Okay, no, wonderful. Okay. Next question. Wie het nog nie meer saamgewerk nie? Gerda Marie, wil jy saamgewerk het? Ek sal probeer. Okay, nee, wat jy kan altyd, daar's mos nie 'n probleem nie. Goed. Ek gaan net gou hier uitvee want ek wil dit nou hier by die skets doen. Nee, waar is hy nou een? Gats, nee, hy het nou heel gespring. Nee, ek het nou droog gemaak. Jammer, ek wil net gou teruggaan. Ekskuus, daar sy.
Marja, may I ask you Yes. something while you're busy with that? Yeah. Are you using a touchpad screen or are you Yeah. using your mouse? Yeah, I've got a little thing like this that I write on. Yes. I've got a little screen that or like a touchpad that I write on. What type of touchpad is it? A Wacom? Yeah, a Wacom, yes. Okay. Ja. Alright. Okay. Weet ek nou gevra, Gerda Marie, goed. Ja. Jy kan vir my vraag 5 lees. Dan gaan ons nou eers, onthou jy hoef niks te weet nie. Ons gaan vraag 5 nou eers ontsyfer. Okay, vir watter x-waardes is fx kleiner of gelyk aan 0? Okay. So f van x, ons is by grafiek f van x. Nou wil ons weet waar is f van x? Kleiner of gelyk aan 0. Goed. Nou gaan ons eers in die tree map neerskryf wat beteken dit. Onthou ons wil nie iets uitwerk as ons nie eers kan sê wat beteken dit nie. So in f van x se plek, wat beteken f van x in terme van 'n grafiek? Watter waarde verwys? Ja, na watter waardes verwys dit? My x of my y waardes? Y. Ja, so ek wil weet waar is my y waardes? Wat beteken daai tekentjie? Kleiner of gelyk aan? Kleiner of gelyk aan 0. Okay, so na watter deel van my grafiek gaan ek kyk waar ek wil weet waar is my y-waardes kleiner of gelyk aan 0? Die y-waardes is die vertikale lyn. Yes, so dis my y-as, so ek gaan na daai lyn kyk. Goed. En watter grafiek verwys ek na? Dis die lyn. Is jy seker? Kyk gou boontoe, wat is my grafiek f van x? Dis die hiperbool. Dis hy, okay. So as ek nou op my beentjies van my grafiek moet teken, waar sal ek die beentjies inkleur? Onthou ons praat van op my y-as? Dis die negatief, nee. Dis hy, so watter dele van my beentjies gaan ek inkleur? Van bo die horisontale lyn. Bo die horisontale lyn of onder die horisontale lyn? Onder, want is kleiner. Dis hy, okay, dis hy. Sien jy? So in die begin kan jy vir hulle sê, laat hulle neerskryf waarvan praat ons. Ons praat van ons y-getalle. Wat moet die y-getalle wees? Kleiner of gelyk aan 0. Ja. Okay, goed. En nou watter deel van my grafiek praat ons van? As ons nou gaan kyk na my x-as, my x-waardes, praat ons van hierdie deel en van daai deel se x-waardes. Want hulle sê waar is die y-getalletjies van grafiek x se waardes of grafiek x se, hoe wil ek dit nou stel? Dit klink nou 'n bietjie snaaks. Where is the values of y of the x, where you substitute x in my graph? So I want to know about my x values of my graph. Where so I've got to give my answer in terms of my x values. But I'm talking about the graph where the graph is smaller or below my x-axis. So I'm referring to these values on my x-axis. Okay. Alright, en dan gaan ek dit nou neerskryf. Ekskuus, ek het nou oorgeslaan Engels, dit voel vir my of ek dit beter kan uitdruk nou in Engels. Dis reg, ek volg in Engels. Okay, goed. So, nou gaan ek neerskryf, so wat sal ek nou neerskryf? Watter twee dele van my grafiek verwys jy na? So dis die deel kleiner as -1 en groter as 1. Yes, dis hy. So, my x-waardes, aan my x-waardes, kleiner en gelyk aan -1 wees, of my x-waardes, groter en gelyk aan 1. Ek wens so ek het hierdie geweet voor matriek. Dit was so lekker gewees. Okay, maar jy verstaan wat, so dit is belangrik dat hulle sien ons praat van ons definisie of ons antwoord
word in terme van X gegee, maar ons praat eintlik van die y-waardes van die grafiek. Okay, goed. Ek is nie seker wie staan nog, dat ek net gekyk, wie praat nog saam, Marlies, kan ek weer terug gaan na jou toe? Marlies weer vra as sy reg is, dis Okay. reg. Marlies, jy kan weer aan die woord staan vir nommer 6. Wag jy nou tot die moeilikste vraag kom vir my? Nee, wat, dis nie moeilik nie. Onthou nie, dis wat jou werk is om te scaffold, nie? Ja. Okay, net so bietjie, ek weet nou nie uit afgegaan, ek wil hom nie afskryf nie. Goed, jy kan vir my lees nommer 6. Vir watter x-waardes is f van x groter as g van x? Okay, nou gaan ons eers weer dieselfde doen. Ekskuus, ek gaan weer die uitvee, laat ons weer dus net weer gaan ons tree map toe. Goed. So, nou gaan ons kyk na f van x groter as g van x. Hierdie wat hulle hierbo skryf, kan die kinders actually mee speel. Dit wat vir hulle sin maak om vir hulle te sê waarmee is hulle besig, kan hulle bo op hulle tree map skryf. Okay, so dit hoef nie streng gesproke presies te wees wat ek nou skryf nie. Hulle kan iets anders ook skryf, solank hulle weet waarmee is hulle besig. Nou wil ek weet wat beteken f van x groter as g van x in woorde, dat ons dit op 'n tree map sit. Ek sou sê daar waar die f van x bokant die g van x lê. Okay, so waarvan gaan ek hierso praat? Ek gaan nou praat van my y-waardes. Reg, so ek wil weet waar is die y-waardes van hierdie grafiek groter as die y-waardes van hierdie grafiek. Yes. Okay, so nou gaan ek kyk op my y-as. So dis belangrik dat die kinders kyk na die deel wat op my y-as lê. Goed, so ons praat van daardie getalletjie. So watter deel van my grafiek sal jy ingekleer het, Marlies? Ek sou van A af opgegaan het tot by C. Goed. En dan van C af afgegaan het tot waar hy weer die reguit lyn sny. Dis hy. Pragtig. Goed. Roger, they're asking Yes. they're asking for the x values again, isn't it? Ja. Yes. So you always give your answer in terms of your x values, but you What we're looking at. Okay. but you are defining it with your y values. Y values. Okay. Okay. All right. Because the moment you move underneath the straight line, you are actually having where this y values of this. If you draw a horizontal line here, you will see everywhere on this graph, the y values is going to be more than the y values of the straight line. But the moment you move underneath here, the y values of your parabola is going to be less than your y values of your straight line. So they must actually see that they are evaluating y values, but they're giving the answer in terms of the x value. X value. Okay. Ja. Okay. Marlies, jy kan vir ons sê wat sien jy raak? Wat gaan my antwoord wees? Majo, ek dink ons moet nou werk met die koördinate van hy snypunte. Dis hy, great. A se koördinaat, as ek reg is, was -2. Ek weet nie wat sy y was nie. -6, ja. As hy En hierdie enetjie was mos nou 1,5, ja, of 3 op Ek weet nie 2. wat sy y was nie. Maak dit saak wat sy y-waarde is? Nee, nie regtig nie. Nee, want hoe gee ek my antwoord? In terme van my? X-waardes. Dis hy. Gaan my x-waardes, gaan dit 'n or sommetjie wees op, of gaan dit geskrywe word aan mekaar? Aan mekaar. Goed, waarom sê jy so? Ek sê vir my kinders omdat dit 'n aaneenlopende gebied is. Dis 'n nee, jy's heeltemal reg. 100%, jy's perfek reg. Dis hy. So, wat gaan ek skrywe? X gaan wees? Groter as -2, Okay, en? kleiner as 1,5. Dis hy. Jy kan 1,5 op 3 op 2 skryf. Ek hou van die 3 op 2, dis maar my gewoonte. Dis hy. Goed. Baie mooi. Elise, jy's op vir die laaste vraag.
Ek gaan hoop my internet hou want hy het nou die laaste rukkie paar keer afgegaan. So as ek julle Okay. Dan sal ons net aangaan, dan gaan Elise sommer aan. So ja. Goed. Okay, wat vra die vraag vir my? Gee die vergelyking van die nuwe grafiek wat vorm as F om die x-as reflekteer. Okay, ek wil hê wat belangrik is, as ons om die x-as reflekteer, hou ek daarvan om weer 'n bridge map te teken met my inligting. Nou, ek hoef nie terug te gaan na my tree map toe nie, skus, ek gaan net hierdie wegvat en ek kan sommer hierso by die grafiek werk om dit makliker te maak, dat ons dit sien. Goed, kan ons my oorspronklike grafiek neerskryf? Ja, ons kan Okay, so ons het f van x. f van x is gelyk aan min 2x kwadraat Ja, plus 2. plus 2, goed. As ek nou punt C gaan reflekteer om my x-as, wat gaan punt C word? Hy As ek- reflekteer om die x. Wag, ek wil net gou om vir myself Dis hy? draai. Okay. So my punt C gaan basies, hy gaan presies dieselfde wees, net die negatief van hom. Dis hy, so wat gaan plus 2 word? So plus 2 gaan negatiewe 2 word. Dis hy. Goed, en as ek nou, wat gaan my vorm van my grafiek wees as hy reflekteer? Positief, want hy is nou negatief, so hy gaan nou positief. Hy gaan 'n ek Dis hy. altyd, hy word 'n happy face. Dis hy. En dan obviously moet hy mos nou 'n ander naam gee. So ek gee hom altyd sommer 'n ander naam. Dan Ja. is dit h van x. En daai het jy jou refleksie gedoen. Ja. Okay. So ek vat dit altyd as ek 'n refleksie doen of dit nou rondom my x-as of my y-as is, ek doen dit op 'n bridge map en ek sê watter van my koördinate reflekteer. Kom ons kyk net gou-gou, sê nou maar dit was 'n refleksie om jou y-as, Elise. Nou het ek weer my f van x is gelyk aan minus 2x. Okay, dit gaan nie eintlik nou werk Dit gaan nie. nie 'n verskil maak nie. Nee. As want dit hy nou is cubic. ja, as dit 'n grafiek was, ek gaan nou net vir julle die ek wil net gou-gou vir julle wys. As dit nou 'n grafiek was wat byvoorbeeld, kom ons vat g van x wat reflekteer om die y-as. Okay. So ek het x minus 4. As ek nou g van x reflekteer, hoe gaan hy lê? Hy gaan mos nou so lê, stem jy saam? Ja. Okay. Wat gaan met my koördinaat b gebeur? Koördinaat B gaan dieselfde bly. Goed. Jou y-kruising gaan dieselfde wees. Dis hy. Wat gaan verander? Jou x-waarde. Okay, is dit my x-waarde of is dit my My helling? x ja, die helling, want dis die Dis hy. dit gaan die Dis hy. helling. Dis hy. Hierdie is mos nou 'n plus 1, so wat gaan dit word? Hy gaan negatiewe 1 word. Dis hy, minus 1x. En as hulle dit raak sien, en dan kan jy hom ook sommer 'n ander naam gee. Ek hou daarvan om dit refleksie so te wys dat hulle sien wat verander as daar 'n refleksie is. Okay. Dis hy. Dankie, Kas. Mojo, So klaar. Yes. Ekskuus maar. Okay, ja. Sorry Marlies, yes, moet ek teruggaan? maar nee, ek wil nou vra vir 'n refleksie in die y-as. Kan jy 'n Okay. voorbeeld vir my wys wat ek nou vir jou uit my kop uit gee? Ek gaan vir jou, kom ons gaan net af na die bladsy, dan gee jy vir my ek gaan vinnige sketsie hier teken. Dan kan jy vir my, dit gaan baie sleg lyk dalk nou. Dan gaan ek vir jou dan kan jy vir my. Ons gebruik dit by hiperbole se simmetrielyne. Okay, so gee vir my gou-gou 'n grafiek hierso. F van x is gelyk aan 2x kwadraat 2x minus 3x. Onthou dis vir my uit my kop uit, so as iets beter gaan werk, kan ons dit verander. plus doodreg. Okay, kom ons kyk gou-gou of ons hom vinnig kan teken. Weet jy wat? Kom ek share gou GeoGebra. Kom ons gaan gou-gou GeoGebra toe, dit gaan lekker maklik werk.
dan kan ons ek het nou nie 'n idee hoekom hy nou nie dit wil share nie. Ek het net gekyk of GeoGebra oop is, ja. Hoekom wil hy hom nie share nou nie? Kom ons kyk net gou vir die Java platform is, dis hy. Goed. Okay, hier is ons by GeoGebra. Ek gaan net 'n nuwe ene oopmaak, dan maak ons hom gou. Okay. Wat het jy gesê? 2x kwadraat minus 3x plus 1. Okay, ek kan hier so ook skryf. Goed. Ek gaan hom so klein bietjie skuif. Kom ons kyk of ons die grafiek so 'n bietjie kan skuif. Nee, hy wil nou nie skuif nie. Okay. Kom ons los hom so. Ek gaan hom net 'n bietjie groter maak dat ons hom mooi kan sien. Goed. En wat het jy gevra? Die refleksie in die y-as. Die refleksie in die y-as. Goed. Yes. So jy wil hom basies nou reflekteer. Goed. Nou kom ons skryf gou ons vergelyking neer. F van x is gelyk aan 2x kwadraat minus 3x. Wat het ons gesê? Plus 1, hè? Is dit plus 1? Okay, dis hy. Goed. Nou, kom ons sit hom gou-gou. Ek het nou nie 'n map getrek nie, maar kom ons doen dit gou-gou. Goed. Nou wil ek weet, as ek in my y-as reflekteer, nou wil ek eers by jou weet, wat is plus 1? Jou y-afsnit wat dieselfde gaan bly. Okay, so hy gaan plus 1 bly. Yep. Goed. Nou wat gaan verander? My simmetrie-as. Dis hy. So ek het 'n simmetrie-as wat hierso loop. So waar gaan my simmetrie-as dan wees? By die negatiewe kant. Dis hy, so hy gaan hierdie kant toe gaan. Ja, nou wil ek by jou weet, okay. Goed. Nou as ek reflekteer, so wat gaan basies hier gebeur? Gaan my grafiek se A-waarde of my vorm dieselfde bly? Ja. Okay, so wat gaan gebeur hierso met x? Hy gaan mos nou minus x kwadraat word. Sien jy saam? Okay. Goed, en wat gaan hierso? My 3 gaan dieselfde bly, want dit is net my horisontale verskywing. Wat gaan met my x gebeur? 'n minus word, 'n minus x. Okay, kom ons kyk wat is ons resultaat as ons nou hierdie so het. So nou het ek f van x. En nou wat het is hier? Wat is minus x maal minus x? Positief x. Okay, so gaan my vorm en my x-afsnitte se x se kwadraat hierdie deel dieselfde bly. Nee, jou eerste term gaan presies dieselfde bly. Dis hy. Wat gaan gebeur met my verskywing? Dit gaan dan 'n plus 3x word. En wat gaan my y-afsnit word? En jou plus 1. Okay. Kan jy sien as ons nou byvoorbeeld sê nou maar ons het die moedergrafiek gehad. Die moedergrafiek sou mos op hierdie lyn hierso gesny. Ek weet die sy simmetrie as gehad het. Yep. So hoeveel het ek hierso geskuif? Ek het na regs geskuif wat vir my daai deel gegee het. Yep. Okay. So wat moet gebeur om hom nou te reflekteer? Ek gaan my moedergrafiek na links skuif. En dit is wat daai ene vir my wys. Baie dankie, Marjo. Okay. Alright. Baie dankie. Dit nou lekker. Yes, ons het opgegaan 2 ure. Dit is fantasties. Genade. Tyd so vat. Gee vir my 'n takeaway, Marjo. So baie dankie. Ek kan nie vir julle vertel dat ek nie sonder my wiskunde spesialiste kan werk nie. Glad nie. Okay. Alison, take away. Did you talk to the department today, Alison? Today was extremely chaotic. That's why it ended so late. Because they had people come in and not everybody was, it was good. Chaotic. Okay, good. Take away. I'm there again tomorrow. Take away, Alison. What I said, it's how to start it.
and it fits and matches into the course that we did, the vision and the I want to say the screening. Clarity. Yes. The scanning. Yes, everything just fits together so nicely with Marge. Thank you for Good, thank you. explaining it practically. As hy Beatricia, jy is mos die een wat die sentrum het, né? Ja, oom Cas, dit is. Okay, ons is besig om Marvelous Mind sentrums te brand. So ek en jy moet op 'n stadium praat dat jy deur 'n skoling gaan soos wat Maat jou gegaan het, sodat ons jou kan brand met 'n bord en alles. Goed okay. So. Take away. Oom Cas, it blows my mind away to think we can be so practical about the maths, that the children can actually understand it even, doesn't matter what grade they are in. Ja, daar sê, en kan jy nou verstaan hoekom, soos in Lafras se geval, gaan die punte op, met so baie. Ja. Daar sê, Gerda Marie, gooi. Jy is gemute. Dit is vir my baie verfrissend om te weet na 'n paar jaar later wat ek glad nie kontak gehad het, kan ek dit verstaan en dit maak sin en is goed verduidelik, stap vir stap. En ek hou van die vraag, wat sien 'n mens? Dat 'n mens net eers weet, pause en dink net eers. Observeer net eers. Ja, ek wil ietsie bylas, wat ons nou byvoorbeeld sal doen is, as die som nou so klaar is, dan sê ons vir 'n kind, okay, ons het nou al hierdie somme gedoen, die verskillende sommetjies, vertel vir my in mense woorde wat het ons gedoen. Human language, sonder enige wiskunde. En dan sê, ek het 'n grafiek gehad, die een was 'n parabool en die ander was 'n reguit lyn. Ek moes dit gekry het, ek moes daai geweet het, en om dit te kry moes ek dit en dit gedoen het, sonder om enige wiskunde te doen. So ek het ek's amper 'n tool wat ek wil registreer, wat ek sê, om woorde te maak jou slim. En dis hoekom ek bly is julle hier, en dis hoekom maak julle laat woorde maak, want as julle woorde maak, dan word julle slimmer. Okay, Anne-Marie, gooi. Daar was nou juist toevallig vandag, want ek is nou nie hier nie, ek is 'n homeschool mamma, wat my dogter help, en daar was nou toevallig vandag wat hulle nou die hiperbole en sy begin het, sy het my sê, sy brand bietjie vas, die dinge pla vir haar. En toe julle nou vanaand hierdie Zoom meeting begin, is ek nou baie dankbaar en ek sien nou uit na môre wat ons nou 'n bietjie gaan sit en dit op hierdie manier beter doen. Dis maar gooi vir ons somme as jy vasbrand, dan help ons. Ons gaan definitief so maak. Baie dankie. Kan ek wil net gou iets byvoeg, Cas, met die wat ons dit in woorde omsit, lyk dit nie meer so intimiderend as simbole en goed wat opgelos word. Dit word eintlik verstaan word. Ja. Julle sien nou vir my en Wilma en Majo en Belinda hier, ons het klaar ons swaarde gelos, maar ek het hulle baie gefight. Ek sê, luister, as jy nie dit met mense woorde kan sê nie, dan verstaan jy dit nie, né? So ons is deur 'n klomp oefeninge, maar ek wil iets sê, ons gaan nie altyd die luukse hê om soos agtermiddag op 'n donderdag te sit nie. So ek nooi julle uit om te kom myle opbou met die klasse wat ons aanbied, hè. Dan sit ons julle op die groep en julle kom woon dit by en julle sien wat ons doen en dan sal ons 'n rekord hou en dan kan dit dalk wees dat ons sê vir Majo, hoorie Majo is nie vandag hier nie, so wil jy dalk help met die les. So ek wil regtig julle bou en bou en bou tot daarby. So julle moet asseblief individueel met my praat. Ek wil niemand dwing nie, maar ek wil niemand verloor nie. Daar sê, okay, Elise, ek weet vir julle sê, ons soek toch net die leerders, maar ek het al vir Alison wat my gaan help met die Engels geletterdheid, okay? So is dit daar een wat sê hulle rock, wat sê hulle, wat is dit, alles, wat noem mense tackle aangekoop het, wat is sy, okay, sy het aangekoop, okay, goed, okay, Elise gooi.
Ek dink julle soek na hook, line en sinker. O, dis die een wat ek gaan soek het, hy by nie gekom het nie, dankie, ja. Ek ken die dingetjie, maar net die woorde nie. Daar's hy, gooi Elise. Wel, dis net hoe alles net meer en meer in plek val. Dit is, want dit is, soos ek sê, baie van hierdie, veral met die bridge maps en so, ek stoei nog, ek kou nog aan daai tammeletjie. Dit gaan my partykeer nog bietjie bo my kop, want ek probeer baie, ek het al van die goed gaan navors en gaan soek en weer gaan, om te gaan lees presies hoe pas hierdie goed, want dit gaan nog, en om dit nou meer prakties te sien. Want is een ding, ek kan lees totdat ek blou is, maar as ek dit nie prakties sien nie, dan wil dit nie altyd sin maak nie. Ja. Elise, ek kan net vir jou sê, ek het baie van Belinda se klasse bygesit om ook daai hang of it te kry in die begin, hoor. Dit is regtig, as jy sien hoe die ander ou dit doen die heeltyd, dan begin jy begin ook in daai rigting dink, dit werk so. En dis hoekom dit vir jou belangrik is om jou kinders dan daar te kry, want die oomblik as hulle sien hoe jy dit aanhou daai manier struktureer vir hulle, dan begin hulle ook inkoop op dit. Ja, ek het nie geweet dat ons ook die klasse kan bywoon nie. So ek gaan definitief ook om meer te kan hap daaraan. Want dis 'n moeilike kou as jy alleen kou. Ja, nee, dit moet en hierdie goed gaan jy nêrens anders te leer as by ons nie. Jy gaan maar kan Google tot jy flou is en ChatGPT kan dit ook nie doen nie. Dis net nie by ons dat jy dit gaan leer. Ek het spesifiek na die ons het ons met die kursus het julle spesifiek gesê wat die ou se naam is wat hierdie goed nou ontwerp het. Ek het 'n klomp van sy navorsingspapiere gaan David zoiets, ja. Ek het sy goed gaan opsoek en begin lees en so, maar party van dit vat my nog bietjie bo my kop. Ja, maar goed. Ons het 'n unieke produk hier weet. Nee, definitief. Baie. Okay. Goed, maar Lies, dit vir jy's nou die heel laaste wat moet praat. Marjo en Cas, ek wil net vir julle sê, vir al die jare wat ek 'n onderwyseres is, as 'n vakansie na die einde toe stap, né, dan begin jy sleg slaap en jy eet sleg en alles is net sleg want die skool moet nou begin. Nog nooit in my lewe het ek so uitgesien na skool soos Dinsdag wat hy moet begin nie. So min soos wat ek weet, kan ek nie wag om dit te probeer en toe te pas en te werk daarmee nie. So my mindset is heeltemal geshift. So bitter baie dankie vir julle. Dis die eerste keer dat ek sê die skool moet begin. Ja, onthou klein stappies, né? Klein stappies. Ek gaan definitief moet, ja. Maar okay. Nou ek wil nou so afsluit, né? En ek weet Marjo sal dit verskoon en verstaan. Nou anderdag het sy 'n klas gegee, toe sy klas sê, weet jy ek moes dit gedoen het. né? So niemand van ons het die uiteinde al bereik nie. Ons leer nog almal en selfs ek ook partykeer dan dink ek, frek het, hoe kon ek so dom gewees het? So moenie dink ons sit hier as volmaakte mense nie. Selfs Wilma het dit al vir my gesê, ons moes dit of dit gedoen het. So elke fout wat ons maak, het ons 'n nuwe t-shirt wat ons sterker muscles, ons avatars word sterker, ons figure out avatars. Marjo, nogmaals so baie dankie. Dis 'n plesier. Goed gaan julle en julle sal met my praat, né? Okay, goed gaan. Tada julle, lekker aand verder. Dankie. Bye. Bye.